Hallo julle en baie welkom by Ontdekker se aanlyn lesse. Ek hoop dat julle geniet hierdie lesse net so baie soos wat ek het geniet om dit vir julle te kan maak. Mamma, pappa, ek wil graag vir julle vra, wil julle nie asseblief hierdie QR-code volg en ook die skakel op ons webtuiste wat ons het nie, waar julle die aktiwiteitsblaai kan gaan kry en nog meer van hierdie les te kan geniet. So ek nooi jou uit, kom geniet asseblief vandag se les saam met my. Dankie julle. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good father. Ontdekkers, baie welkom by ons aanlyn les. En ons is besig met die reeks Dit verander alles. En ons het al intussen geleer dat ons lewe soos 'n resies. Daar's 'n begin en daar's 'n einde en tussenin gebeur die resies. Ons lewe gebeur. Goeie goed gebeur en slegte goed gebeur. En ons leer van 'n man met die naam Saul, waar hy Christene gevang het en in die tronk gegooi het. En toe kom Jesus en hy verander sy hele lewe. En hy stuur vir Paulus, want hy het sy naam verander, om vir mense van hom te gaan vertel. So Paulus is van dorpie na dorpie om vir mense te gaan vertel dat Jesus is vir hulle. Hy is vir elke liewe mens, of jy groot of klein is, lank of kort is, en of jy in die yskoue dele van die land of die wêreld bly, Jesus is nog steeds vir jou en hy wil so graag jou vriend wees. Nou vandag leer ons van waar Paulus en Silas bietjie iets anderste aanvang. Hulle is in 'n dorpie en die volgende oomblik word hulle gevang deur die polisie en hulle word in die tronk gegooi. Maar maats, hoor wat gebeur terwyl hulle in die tronk is, omdat hulle vir die mense van Jesus vertel het. So begin hulle net liedjies sing in die tronk. Hulle praise en worship Jesus in die tronk. Presies soos wat ek en jy in die kerk ook doen. En hulle bid tot Jesus om te sê maar dankie vir sy liefde en dankie dat hy hulle beskerm. Wag net so bietjie. Hulle word gevang, in die tronk gegooi, dan loof en prys hulle die Here in die tronk en hulle bid tot Jesus. Maat, hoe vreemd klink dit nie vir jou nie? Wat sou jy gedoen het as jy in die tronk gegooi is, omdat jy vir mense van Jesus vertel? Ek dink, ek sou iewers in 'n donker hoekie gaan sit het en gehuil het, en vir Jesus gevra het, maar kry my asseblief net hier uit, en hoekom is ek hier binne? Maar dis nie wat hulle gedoen het nie. Sommige in die tronk vertel hulle ook vir mense van Jesus, en maats, hulle sing die hele tyd. Hoe amazing is dit nie? So, daaruit leer ons dat wanneer Jesus jou lewe kom verander hy dit van die binnekant af buitekant toe ook. So nie net is Jesus in jou hart nie, maar almal kan van die buitekant af sien, maar daar's iets anders aan jou. Maats, mamma, pappa, gaan lees asseblief die storie verder in Handelinge 16 en gaan lees net hoe amazing die Here is in daai storie van Paulus en van Silas. Maats, kom ek bid sommer vir ons saam. Here Jesus, baie dankie dat ons kan leer wanneer die lewe nie lekker is nie, kan ons U nog steeds loof en prys ten midde van al hierdie slegte goeders. Jesus, en dat U altyd daar is vir ons, maak nie saak wat gebeur nie. Dankie daarvoor. In Jesus se naam bid ek dit. Amen. Maats, ek hoop ek sien jou volgende week. Jy moet 'n lekker dag hê. Bye julle.